Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Strek in die middel van die jaar. Ek kan amper nie dink waar's die eerste 6 maande hier nie. Ek wil graag praat oor spirituele mishandeling of godsdienstige uitbuiting van ons kinders. Ek dink baie van u het gehoor van die kinders wat dan nou, soos hulle sê, gegroom is deur 'n sogenaamde Bybelstudie tannie daar in Verjoelsdrif bo in die Noord-Kaap naby Namibië se grens en gelukkig is sy in hegtenis geneem. Maar dit het my laat wonder, tot watter mate vertrou ons as ouers of familielede ons kinders toe aan die ooms of die tannies by die kerk. En dit kan jongerige ooms en tannies wees, dit hoef nie ou ooms en tannies te wees nie, wat hulle dan nou gaan onderrig in die skrif en wat allerhande aktiwiteite reël waar die kinders by betrokke is wat hulle dan nou geestelik sterker en meer weerbaar gaan maak. Weet ons ooit regtig wat hierdie mense doen? Baie keer hoor ons dat kinders gaan op 'n kerkkamp en dit is sekere van die geloofsleiers wat die kerkkamp gaan waarneem. Maar weet ons regtig wat gaan daar gebeur? En daarmee bedoel ek ook die volgende. Onthou die oomblik wanneer ek persone uit 'n bekende omgewing neem en sê nou maar dis soos in 'n kamp wat 'n afgeleë terrein is of wat ook al, is ek baie meer vatbaar vir dit wat daar vir my gesê word of aan my gedemonstreer word. So my vraag is, ja, dit is maar aanvaarbaar. Die kinders gaan nou sê net maar vir 4 dae op hierdie kerkkamp saam met die geloofsleiers en ek sê nie daar is noodwendig iets meer verkeerd nie. My vraag is net, hoeveel ouers gaan kyk regtig wat gebeur daar? Wat word werklik vir die kinders gesê? Wat vertel die kinders onder mekaar vir mekaar in terme van dit wat hulle in hierdie tyd hoor en beleef? Want onthou, kinders se identiteit, hulle autonomie en hulle gevoel van veiligheid is baie nou verbind met hoe hulle emosioneel reageer. En die oomblik wanneer ons aan hulle identiteit en autonomie en 'n gevoel van safety gaan begin karring vanuit 'n godsdienstige of 'n spirituele oogpunt, gaan ons hulle baie traumatiseer as gevolg van die feit dat hulle met konkrete gedagtes te doen het. Met ander woorde, hulle is nog nie daar waar hulle dieselfde perspektief het wat ons het op sake nie. So die vraag is dan, sê net maar daar is 'n sogenaamde kerkkamp en ons kinders wil nie regtig deelneem nie. Moet ons hulle forceer om dit te doen? Of gaan ons sê, goed, gaan jy, maar ek sal dan so nou en dan net incheck, soos ons sê, om te kyk of jy nog okay is. Iets anders wat baie keer gebeur is, waar die skrif of een of ander doktrine of wat ook al gebruik word om 'n kind te dwing tot gehoorsaamheid, om te doen wat hierdie geloofsleier, wat 'n soort persoon dit dan nou ook al is, wil hê gedoen moet word. Waar hulle met Bybelverse afgedreig word en waar die, ek wil amper sê, die Godheid, die Vaderhart van God blootgestel of openbaar word aan kinders as iemand wat daar sit met 'n boek, al jou sondes opskryf en waag dit om een tree verkeerd te gee, dan is jy oop op pad hel toe. Waar kinders nie geleer word van die liefde en die erbarming en die goedheid
en die grootheid van God se genade wat hulle nader trek nie. Ek het nou eendag gelees dat hulle begin sekere van die state in Amerika om die 10 gebooie oral op te plak. En die eerste gedagte by my was, plaas tog net langs dit ook, wat het Christus vir ons gedoen en wat beteken sy genade en liefde vir ons. Nou baie keer as kinders nou spiritueel mishandel word, gebeur dit dat hulle gedrag gekoppel word aan sê nou maar daardie versie in die Bybel wat sê julle die duiwel as vader en sy wil julle doen. Nou word dit gebruik om 'n kind mee by te kom, omdat die kind op 'n sekere manier wat die ouer nie wil hê nie optree. Nou wat gebeur nou? Nou begin die kind hierdie sodanig te internaliseer dat die kind regtig sukkel om uiteindelik te kan glo, maar God is my vader. So nou sit hulle met 'n dubbelsinnige vaderbeeld van, ja nou, as my pa of ma of my kwaad is, word hierdie Bybelversie oor my uitgespreek, maar dan hoor ek ook weer aan die ander kant, maar daar's God die Vader. Wat is die beeld wat ons hierdie kind laat vorm van 'n Vader God? En hoe traumatiseer dit hulle nie in die sin van dat hulle dan besluit, as gevolg van hierdie ambivalensie, dis soos ambivalente verbinding met 'n ouer, weet ek nie waar hoort ek geestelik nie, en maak dit dat hulle regtig uiteindelik nie met God en die Godheid te doen wil hê nie. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Luisteraars en Willem, ek weet hierdie aspekte is eintlik baie kontroversieel, maar ek dink ons as ouers moet onsself soms 'n bietjie voorstel, waar is 'n kind met konkrete denke wat blootgestel word aan ons voorbeeld as Christene nommer 1, wat ons sê en doen, kom ons sê en doen by mekaar uit, en wat is ons werklike Christelike oortuigings wat ons aan hulle wil oordra. Iets anders wat ook soms gebeur is dat ons dink as ons kinders gaan isoleer van diegene wat nie glo soos hulle nie, ons kinders die pad byster gaan raak. Ek so baie keer al vir ouers gesê, as jy vir jou kind die waarheid leer en die kind tuis voel in die waarheid, kan hulle enige iets anders gaan hoor of leer of lees of wat ook al, maar hulle sal weet wat is die waarheid. Hoe weet ek as 'n R10 noot vervals is? Ek ken die R10 noot. Ek weet hoe hy lyk. Ek weet hoe voel die noot. Daar sekere eienskappe van die R10 noot wat ek dadelik voor sal uitkyk as iemand vir my 'n noot gee en vir my vra, is dit 'n vervalste of 'n egte R10 noot? Met ander woorde, as ek die ware het, die egte het, gaan ek baie maklik sien wat is die vervalsing. As ek vir my kind die ware, egte godsdiens wie Christus werklik is, geleer het, dan kan hulle maar blootgestel word aan wat ander mense glo, wat nie hiermee ooreenstem nie, want hulle weet hoe lyk die egte. Iets anders wat ook baie keer gebeur is, as ouers nie meer weet hoe my kind te dissiplineer nie, dan word hierdie kind gesien as, jy is sondig en jy's boos en jy's dit nie eintlik werd om 'n kind van die Here genoem te word nie. Kyk hoe tree jy op, kyk wat sê jy, kyk wat doen jy. En nou begin hierdie kinders in hulle self terugtrek. En kinders, as ons teruggaan na die sielkundige teorie van Karen Horney, waar kinders nie geborge voel nie, waar hulle beledig en verwerp voel, begin 'n basiese aggressie teen die persoon wat dit aan hulle doen, maar ook die objek ontwikkel. Met ander woorde, nou begin hulle basiese aggressie teen godsdiens en die godheid opwek, ontwikkel, wat dan uiteindelik ook maak dat hulle voel, maar
ek wil nie regtig, as ek enige reisheid is, meer moet godsdiens iets te doen het nie. Baie keer as die kind dan nou ongehoorsaam is, dan word die, dan maklik vir die kind gesê, weet jy gaan oop pad hel toe en moet ook nie eers vir my vra om vir jou te bid nie, want jy het nou regtig alles moontlik verkeerd te doen. En ek weet, as ouers kom 'n mens op die punt wat jy wragties moedeloos is en jy weet nie meer wat nie. Ons kan ander maniere en woorde gebruik om vir kinders te sê, ek voel so diep seer gemaak as jy so en so optree, in plaas daarvan om te, soos ons te sê, te blame en te shame, want dan claim die persoon dit. So met ander woorde, hoe meer ons hulle skaam maak, hoe meer ons hulle blameer, hoe meer is dit wat hulle internaliseer, dit word wat ons noem hulle interne werksmodel, waarteen hulle alle ander verhoudings gaan meet, en hulle verhouding met die goedheid ook. En dit veroorsaak natuurlik by hulle 'n vrees, 'n angs, amper iets van, ek moet perfeksionisties wees om 'n kind van die Here te wees, of om godsdienstig te wees. En die impak hiervan is emosionele en sielkundige skade. Hulle raak verward in terme van wat hulle kan glo en wat hulle nie kan glo nie. Wat is hulle identiteit? Wat is hulle identiteit in Christus? En hulle ontwikkel uiteindelik trauma, waar hierdie vrees en skaamte hulle in 'n hiperaktiewe staat plaas as hulle kom by enige geestelike saak. Hulle wil nie meer kerk toe gaan nie, hulle wil nie meer geassosieer word met enige iets wat dui op geloof nie. So met ander woorde, kognitief begin hulle glo dat hulle is nie goed genoeg nie, en dan begin hulle emosioneel hierdie verwerping internaliseer, en hulle gedrag lei daartoe dat hulle alles wat te doen het met spiritualiteit of godsdiens wegstoot. Hulle raak rebels, hulle raak opstandig, en dit maak dat ouers toenemend druk op hulle bly uitoefen. En uiteindelik kom hierdie kinders op 'n punt waar hulle as jong volwassenes of as volwassenes so ver weg van die Here en van sy woord en van die kerk af dryf, as gevolg van dit wat met hulle gebeur het. So, en nou praat ek hier eintlik nie eers van die ander baie ernstige wyse waarop hulle fisies en seksueel en verbaal in terme van dat hulle geïsoleer word, mishandel kan word nie. So kom ons wees goed vir ons kinders, kom ons kyk uit vir ons kinders, kom ons dat ons kinders die liefde van 'n vaderhart ervaar, en sy goedheid verstaan, en mag ons elke dag die seën van die Here en sy goedheid en genade oor ons kinders uitspreek, sodat hulle geskool raak in wie en wat die godheid werklik is. Geseënde week vir elkeen. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.